Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en baie dankie dat jy saam luister. Ek gesels vandag met Markie Roos. Markie is 'n baie bekende joernalis wat veral vir tydskrifte skryf en ook al vir baie jare vir tydskrifte skryf. En sy vertel vandag van die vroeëre tyd, toe sy net begin het as joernalis en 'n hele paar wonderlike stories van avonture wat sy toe beleef het. En dan gesels ons ook oor hoe tydskrifjournalistiek verander het en wat deesdae in Markie se lewe aan die gang is en wat vir haar lekker is om oor te skryf. Onthou dat daar ook 'n tweede gedeelte van hierdie gesprek is en dit kan jy natuurlik op my Patreon blad beluister. En ek wil sommer klaar dankie sê vir almal wat my bly finansiëel ondersteun op my Patreon blad. Dit is nie baie geld nie, maar daai bedrag elke maand is wat maak dat ek kan volhou met die podcast. En die podcast dink ek is nie net vir my besonder en belangrik nie, maar ek dink daar's baie getroue luisteraars daar buite wat tog plesier daaruit put om week na week na mense se stories te luister. So as jy dalk 'n spaar sent in jou sak het, dink aan my, gemaak 'n draai op my Patreon blad en word lid. Maar nou gaan ons eers met Markie gesels. Ek het BA kommunikasiekunde gestudeer. In daai tyd het ons 3,5 jaar gestudeer. En ons moes in ons finale jaar, ek het Afrikaans-Nederlands as 'n hoofvak gehad, maar ons moes 3 vakke moes ons neem, was reklame, skakel en publiseerkunde. En dan moes ons vir 6 maande prakties doen in ons honneursjaar. En dan in daai 6 maande moet jy dan werk, moet jy by een of ander publikasie of wat ook al gaan werk. En dit was nogal baie moeilik, want jy het nou nog nie eintlik ondervinding nie. Jy kan nou nie instap by iemand en sê, hoor, gee vir my werk, dan vra hulle vir jou wat se ondervinding het nie, want jy het nou nog nie eintlik ten volle jou graad nie. En ek het toe nou gelukkig, dankie my pa te kontak gehad by die Noord-Transvaaler Koerant, daar in Pietersburg, wat nou vandag Polokwane is. En daar het ek toe nou werk gekry, en ek is toe nou sak en pak soontoe van Potch af, en ek het toe nou my honneurs gedoen in advertensiewese en reklame. Maar nodeloos om te sê, in daai 6 maande, was ek so besig gewees en alles met my nuwe werk, wat ek nie eintlik daarby uitgekom het om hierdie, want die hele tyd is dit in my agterkop, ek moet nou hierdie skripsie klaarmaak, want as ek nie hierdie skripsie klaarmaak nie, dan kry ek nie my honneurs nie. Maar nietemin, dit was vir my een van die beste leerskole, om by 'n klein koerantjie te werk, want ons was net 2 joernaliste gewees, en ons moes alles doen, ons moes foto's neem, ons moes goed liaseer, ons het daai tyd nog met die klein plaatjies en die ou drukkers goed, as jy kopie en goed kry, moet jy dit afneem onder, dan moet jy, ons het op sulke halwe blaadjies, het ons met tikmasjiene getik, en dan moet, as die kopie nou deur die nuusredakteur goedgekeur is, dan moet jy dit self afneem onder na die drukkers toe, en jy moes self al jou foto's moes jy, want ons het nog met daai ou bokskameras, het ons foto's. So dit moet regtig, jy weet, as ek vir mense sê, ek het op 'n tikmasjien getik, en daai goed en alles, maar ek moes oor alles skryf, van back and closure, ek het oor karre geskryf, ek het oor elke onderwerp onder die son moes jy omtrent oor skryf, en jy moes in daai omgewing, wat Valwater, dit was Messina, en ek weet nie wat alles, maar die hoogtepunt natuurlik vir my in daai 6 maande was, dat hulle het The Wild Geese by Chappies gaan, en ek weet nie of jy kan onthou van The Wild Geese nie, dit gaan oor huursoldate, en Roger Moore, Richard Burton en Richard Harris het die hoofrolle vertolk. En hier kry ons toe nou die opdrag van ons redakteur, Jan van Vreden, julle moet nou soontoe gaan en julle moet gaan foto's neem van hierdie ouens,
En dan moet jy onthou, dis nie nou soos in hierdie wonderlike tye as ek met 'n onderhoud met iemand doen, dan Google jy en jy kry agtergrond nie. Nou moet jy letterlik voor Richard Harris en Richard Burton sit en jy moet nou al hierdie vrae vra. Gelukkig was Richard Burton, hy 'n verskriklike enigmatiese en 'n vreeslike charmante persoonlikheid gehad, onthou. Hy was in daai tyd op die waterpark gewees en hy was toe nou geskei van Liz Taylor en alles. Maar Liz Taylor se seun, Michael Wilde, het op die stel gewerk en toe ek hom die eerste keer sien, hy het kontinuïteit gedoen. Toe sien ek net hierdie blou oë en hierdie swart hare en hy het op 'n druppel soos sy ma gelyk. En wat ek nou om terug te kom tot Richard Burton, ons het letterlik daar gesit en aan sy lippe gehang, want hy het nou al hierdie goed, jy weet, al hierdie stories en goed vertel. Maar in elk geval, so kom ek en my gewese kollega Ronel Schaefer toe nou terug by die kantoor en die een vrou by die advertensiewese sê vir ons, liewe aarde, julle werk nou met hierdie mense, maar julle het nou die foto's saam met hulle geneem nie. As jy nou eendag mense, dit is nie soos in vandag nie, jy ruk 'n foon uit, jy neem 'n selfie en almal, jy weet, sien dit en ek het met Richard Burton of wat ek al, maar Roger Moore was daai dag nie opstel gewees. Dit was net Harrison Burton gewees. En nietemin en toe sê sy, toe gaan ons weer iewers wat ons 'n storie moet doen, wragtig, en ek dink was 'n Messina. Toe want hulle het verskriklike kontrole in goed gehad. Dit was baie min pers wat daai tyd op Chappies opstel kon kom. Dit was baie soort van streng geweest met wie mag gaan en jy moet akkreditasie kry etc. En toe ons die dag daar Messina toevallig aankom om enige ander storie te doen, toe sê die een persoon vir ons, julle sal nie glo wie's vandag hier nie. Roger Moore, en ek sê vir hom, nou sit ons kans, nou moet ons foto's. En ek het vandag nog daai foto. En ons het nie onderhoud met hom gedoen nie. Maar hy het toe pas sy 50ste verjaarsdag gehad. Daai tyd het hy in The Saint gespeel, wat 'n vreeslike gewilde was en alles, ja. En ek meen hy was wel aantreklik. Ek meen baie sag op die oog. Ek meen Richard Burton is ook net, ek meen hulle is almal aantreklik, maar hy het net hierdie absolute charisma ook gehad. En ek het nou die foto waar hy toe vir my die foto's gestaan en wys van sy 50ste verjaarsdag en hoe hulle nou in die swembad was en alles en hy het 'n groot party gehou. Hy het blykbaar tot wat se naam whisky ingevoer daai tyd. Het hy ingevoer want al was Burton op die waterkar, was hy nie op die waterkar. En as ek nou daaraan terugdink, kon ek eintlik al hierdie wonderlike goed nou eintlik geskryf het en so aan. Maar dit was toe nou my ontmoeting gewees met Roger Moore. En dit was my baie blywend. En dit was my, ek meen ek was letterlik in die diep kant ingegooi. Want daarna, want ek meen as ek was daai tyd nog baie sal my sê, ek was 'n bietjie van 'n, jy weet, voordat ek nou begin in die journalistiek, maar ek het geleer, ek moet myself ook laat geld. En ek het my maklik laat intimideer. En toe het ek besluit, man, as ek met Richard Burton en Roger Moore kan praat, dan kan ek nou met enigiemand praat. Nou kan ek met Rian Kruiwagen of wie ook al praat, maar nietemin. So van daar af, Solet, ek kon nou nie vir jou van al die plekke vertel wat ek gewerk het nie, maar toe het ek vir ons perskoor gewerk. Toe het ek my prakties klaar gedoen en toe word ek verplaas Durban toe, na 'n ander klein koerantjie by die naam van Tempo. En ek wou natuurlik glad nie gegaan het nie. Ek was vreeslik verlief op daai stadium en ek het gehuil lank trane en ek het probeer om werk te kry by die Oggendblad, Transvaaler en die hele Hoeks en ek kon nie. En toe is ek nou op die ouene, toe is ek nou Tempo toe om daar te gaan werk, ook by 'n klein koerantjie. Maar in daai tyd het ek toe nou begin besef, ek hou vreeslik baie daarvan om oor vermaak te skryf, oor nuwe rolprente en dis meer, dat dit nou meer soort van my niche of wat ook al is. En ek het op daai stadium met oorlede Karel Steyn, wat ook een van my groot mentors was. Hy het gekom, hy het layouts gedoen by die Tempo. En ek het baie keer moes ek saam met hom vir Sterk Unicor het sulke voorskoue gehou in Johannesburg. Dan vlieg hulle ons net vir 'n dag. Kan jy dink die oggend klim jy op die vliegtuig en die aand gaan jy nou weer terug Durban toe. En ek het langsom en ek het vir hom gesê, hoorie, ek is nou nie vreeslik baie gelukkig by Tempo nie. Daar was verskeie redes wat ek nou nie sal noem nie. Maar in elk geval, en hy sê toe vir my, hy was die redakteur van radio en TV dagboek op daai stadium. En hy sê toe vir my, Markie, ek soek 'n joernalis, asseblief,
wil jy nie vir my kom werk nie. En dit was die lekkerste bedanking wat ek in my hele lewe gedoen het, want ek het eintlik net 'n oorplasing gekry. Ek het letterlik by die redakteur ingestap en ek het vir hom gesê, jammer, jy gaan my nie môre sien nie, ek gaan nou vir Karel werk. En ek het van die een gebou oorgestap na die ander gebou toe. En Karel was die ou wat my gelei het, en vir my gesê het, ek gaan jou leer om van koerantstyl na te gaan na 'n tydskrifstyl. En toe het ek vir Karel gewerk vir 'n ruk, maar Afrikaanse joernaliste was op daai stadium verskriklik skaars, soos 100 tande omtrent in Durban. Jy weet, jy kon nie maklik daar was nie. En toe Tant Baby Hyman, kyk hier, die Republikeinse pers op daai stadium het behoort aan die Hymans. Hulle het baie van die tydskrifte soos Personality, Scope en al daai goed. Met die koms van televisie het hulle baie van daai tydskrifte oorgekoop. Want hulle het toe nou gedink dit, jy weet, die tydskrifte gaan nou 'n bloeitydperk of wat ook al hê. En hulle het hulle het 'n absolute suksesvolle wat se naam besigheid gehad. En dit was in Mbeni, daar in die industriële gebied waar ek gewerk het. So, en toe, ek onthou dan, toe sê Tant Baby vir my, hoor jy, ag man, kom werk vir my. Ek meen, dis nog die goeie ou David mense vir my, vir jou gesê het, kom werk vir my. En ek het baie keer dan, het ek stories vir Rooi Rose geskryf, en dan het ek stories geskryf, maar ek het meer herskryfwerk gedoen by Rooi Rose. En, toe op 'n stadium het ek net vir hulle gesê, want dan staan die ene my deur, en dan staan die ander my deur, waar is my storie, en toe sê ek vir hulle, jammer, ek kan nie vir 2 baase werk nie, dit is my te moeilik. Ek gaan nou ongelukkig moet kies. En toe het ek oorgegaan Rooi Rose toe. En dit is hoe my pad destyds met Rooi Rose begin het. En op daai stadium was ek toe nou die enigste joernalis. Soos ek sê, ons het baie medewerkers gehad. Maar ek meen, ek kan omtrent 'n boek skryf oor Tant Baby Hyman. Sy was 'n absolute fenomeen. Almal was verskriklik lief vir haar. En ons het haar Tant Baby genoem. Ons het nie vir haar gesê mevrou whatever nie. En sy het op een of ander manier toe nou vreeslike liking op manier, of as mens dit so kan stel, ook in my gekry. En ek moes vir haar baie keer, Paul C. Venter, wat al hierdie wonderlike reekse en goed skryf, het op daai stadium, het hy al die kortverhale geskryf vir Rooi Rose en vir Keur. Dit was toe nog Keur, dit was voor dit vroue Keur was. Maar hy het onder verskillende skuilname geskryf. So hy het baie keer 6 stories in een tydskrif onder verskillende name gehad. En ek moes baie van daai stories, as haar sekretaresse nie daar was nie, Linda, dan moes ek die stories voorgelees het. Jy weet, in Durban en so in die middag, kan dit nou maar lou en warm word en wat ook al, en dan raak sy aan die slaap, terwyl ek die stories lees. Want jy moes, Tant Baby het nie laat 'n tydskrif na die drukkers toe gaan, voordat, en sy was nog redakteur van Garden and Home ook, en sy het nog haar plaas vanuit haar kantoor bestuur. Sy was kort op die foon, sy het 2 fone gehad. En een was om bel sy die plaas en sê, hoor, het julle nou al skaap geslag, of het julle al dit gedoen? En aan die ander kant sê sy, ag hoorie, stuur maar nou daai breipatroon vir my, hou net aan, jy weet, dit was nogal klassiek, hoe sy die 2 soort van goed, alles so, hoe sy alles bedryf het, of wat ook al bestuur het. Maar nietemin, om terug te kom tot die storie lees, toe, dan ek baie keer 'n storie van Paul, dan lees ek nou die storie, en dan raak sy letterlik, dan raak sy aan die slaap. En dan sit sy in slaap, en sy snork so 'n bietjie en goed, en dan gaan ek nou maar aan, en ek lees nou maar, en alles, en dan, na so 3 paragrawe, dan word sy wakker, en dan sal sy vir my sê, o, wat het hy nou weer gesê, daar so by die deur, of wat ook al, dan moet ek nou weer teruggaan, dan moet ek reverse, dan moet ek weer die storie van vooraf lees. Maar in elk geval, ja, en toe ek nou, ek dink ek het omtrent 5 jaar daar gewerk, en toe op 'n stadium, wou ek toe nou Kaap toe gaan, en toe, Tant Baby se skoondogter, Maureen Hyman, sy het toe nou oorgeneem, die leiersels oorgeneem by Tant Baby, want Tant Baby was al redelik soort van bejaard, maar sy het nog steeds 'n ferm hand gehad oor Garden and Home en oor daai tydskrifte. En sy, Maureen het toe op 'n stadium, toe ek nou vir haar gesê het, ek wil Kaap toe gaan, toe het sy vir my gesê, nee, ek dink jy maak 'n groot fout, Martie. Ek dink, jy skryf oor vermaak, want sy het baie kere het Rooi Rose my vir 'n week hiernatoe gestuur,
En dan het ek meestal met 5 of 6 akteurs of sangers kom artikels doen, dan het ek nou my bietjie my wat se naam opgebou, die stoor opgebou, dan het ek nou stories versin nou maar vir 'n maand of wat ook al. Maar op daai stadium het daar nie van as ons soos ons nou vandag sal sê celebs of wat ook al. Maar daar het nie baie soort van, jy weet, die televisiebedryf was hier. Dit was hier gesetel in Johannesburg. En sy het toe vir my gesê, ek dink vir jou loopbaan maak jy 'n groot fout om Kaap toe te gaan. Ek dink jy moet Johannesburg. Ja, en toe land ek in Johannesburg en toe kom werk ek hier seker vir 'n jaar. En toe hoor ek, "Sjoe, die SAIK betaal nie te sleg nie." En toe het ek nadat ek 'n jaar gewerk het, so het ek gewerk, toe's ek SAIK toe. Maar dit was, ek glo ook dat elke ding wat jy in jou lewe is soos boustene. Bou iets op en dit is ondervinding vir jou. Of jy nou vloere veen of jy wat ook al, maar dit op die ou einde kom alles half by mekaar. En toe het ek as produksiesekretaresse gewerk vir 'n jaar by drama. Toe glo nie journalistiek nie, heeltemal iets nie. Ja, heeltemal buite my domein. En toe het ek gewerk vir TV1 en Sandra Kotse was my bestuurder gewees. En ek het op 'n reeks met die naam van Moord op die Lug deur Leon van der Roop geskryf. 13 episodes. Wat kan jy dit nou glo? Wat hulle oor 'n hele jaar verfilm het. Want jy het pre-produksie, dan verfilm jy omtrent vir 6 maande en dan doen. Maar daar het ek baie geleer van televisie. Ek het geleer wat is 'n boom, ek het geleer wat ook al, jy weet, die tegniese goed. Wat vir my baie goed was toe ek nou weer weg is en weer terug is in die journalistiek en oor televisie en goeders moes skryf. So dit het vir my baie goeie. En toe het ek vir 'n jaar, toe het ek besef, maar ek is glad nie 'n ou vir admin nie, hoegenaamd nie. En toe het ek besef, nee, ek weet nie of ek dit nou regtig my loopbaan wil maak of regisseer of wat ook al nie. En toe het ek vir publisiteit gedoen vir TV2 en 3 op daai stadium en toe het Rooi Rose verskuif, hulle hoofkantoor het Johannesburg toe geskuif. Daai tyd nog Doornfontein en toe later in Houghton. En toe het hulle my genader en vir my gesê, wil jy terugkom? Dus ek sê, daar was nog die dae wat mense gesê het, wil jy terugkom of wil jy kom werk? Of wat ek al. So ek was eintlik maar net verskriklik geseënd. En jy weet, daai tyd was net heeltemal totaal 'n ander tyd in die hele, jy weet, as jy dit nou vergelyk, wat alles, hoe die landskap verander het van journalistiek met die sosiale media en Facebook en al daai goeie mense wat makliker, jy weet, daai tyd was dit totaal anderster. En ja, toe ek weer 'n hele paar jaar het ek toe nou gewerk vir Rooi Rose hier in Johannesburg. En daarvandaan, nou probeer ek nou dink. Ja, daarvandaan het ek weer, ek het elke keer as jy nou kyk na my CV, dan gaan ek so uit die journalistiek en dan kom ek weer terug. En dan gaan ek, want dit is wat Johan de Jaar, wat een van my dosente was, wat ek ook baie lief voor was. Hy het vir ons destyds op die pik gesê, as daai ink eers in jou bloed is, dan kry jy dit nie uit. Jy weet, en ek meen, ek wou aanvanklik reklame of iets anders dit beland, maar toe het ek nooit nie. En toe het ek nou, jy weet, heeltyd in die journalistiek meeste van die tyd gebly. Ja, toe het ek gaan werk vir Snelkou, Brou, dis reg, 'n skakelmaatskappy. Toe het ek by 'n skakelmaatskappy gaan werk. Ek het eers vir 2 maande bietjie gebackpack en gaan seil in die Middellandse See, wat heerlik was, wat 'n absolute ondervinding was. In Griekeland, dit was aan die suide van Italië, in die vulkaniese eilande. Ek weet nie of jy weet, wie Lenet Retief, sy was ook een van ons reismaats gewees. En toe is ek Snelkou Brou toe, en toe het ek vir 2 jaar daar gewerk. Maar dit was taaf. Dit was baie taaf, want ek het elke dag ingery Pretoria. En daai, ek meen, ja, en toe ook baie goeie ondervinding opgedoen in skakelwerk en verskillende kliënte en goed gehad, maar dit is verskriklike harde werk. En en toe is ek beeld toe, ek by beeld gaan werk. Toe my loopbaan, toe was ek omtrent 11 jaar in beeld, wat ek hoofsaaklik by die Kunsblad gewerk het. So, dis in 'n neutedop. Ja.
Ek dink ek het van jou gehoor of regtig bewus geword van jou. In die tyd dink ek toe jy by Beeld gewerk het. Want ek onthou ons was in angs en bewing so 'n bietjie van jou gewees toe ons by in die programme wat ek gemaak het by die SAIK. Want Joe. jy het baie keer ook ehm of verbeel ek my dit nou, Markie, kritiek geskrywe, né, resensies en reviews geskryf. Ja, ek het Oor goed, resensies né? geskryf. Ja. Ja. Ek het 'n rubriek, ek het 'n musiekrubriek gehad en dan het ons 'n resensies. Ek moes baie keer in die aande moes jy wat se naam en dan bel jy jou storie deur daai tyd. Jy sit en skryf, jy kyk jy aand na 'n program. So nou dit is nou 'n splinter nuwe sinne, maar ek noem nou maar sommer 'n naam, Sewende Laan of wat ook al. Dan skryf jy dit letterlik en dan ons het intikkers gehad by Beeld. En hulle het daar gesit en werk en dan tik hulle die goed in. Ja, dit was voor die tyd, voor die elektroniese, jy weet, voor die digitale era en goeders en alles wat mense nou weet, mense besef nie hoe maklik het jy dit eintlik vandag. Dat jy net 'n knoppie kan druk en jy stuur jou storie. Ja, Ja. baie verander. Ja. Ek wil Maar bietjie ek het op 'n paar mense, ekskuus so let ek val nee, in die rede, maar ek weet ek het op 'n paar en kunstenaars, ook sangers, ek dink daar's vandag nog sangers wat bietjie kwaad vir my is omdat ek van hulle kabarette en goed sal no names mentioned wat ek bietjie op hulle tone getrap het. Ja, so. maar goed, ek dink dit is 'n deeglike resensent se werk, tog? Jy kan nie net altyd ek bedoel almal is mal daaroor. Ek kyk graag op 'n Facebook altyd na hoe mense, die influencers mekaar se sake bewonder. Mm, En daar's daar baie min kritiese kyke na dinge, né? Want en ek dink dit is so belangrik om ook krities na iets te kyk en te sê. ja. Ja, soos ek sê, die hele landskap het eintlik verander en ek dink mense op 'n manier vir die bedryf is dit want hulle kan ook onmiddellik terugvoer kry. Want hulle kan sien, okay, ek meen ek kyk nou op hierdie stadium kyk ek na 'n hele klomp weet sepies en goed omdat ek nou verskillende publikasies nou nog vryskit soos vir Marula en vir ek skryf vir Rooi Rose soos jy weet nog. En nou so dan kyk ek na verskillende soos ek kyk na byvoorbeeld Skemergrond en ek kyk Suidooster en ek kyk diepe waters en ek kyk binnelanders of die meeste van die goed en ek probeer na al die dramas kyk. En ja, baie keer spoel die mense bietjie hulle monde uit en hulle kritiseer en goed en hulle word kwaad, hoor. As een karakter, ek het gister byvoorbeeld met 'n skakelbeampte gepraat en sy sê, "O, daar kom nou so een of ander weet 'n tipe van 'n buiteegte en sy weet nou al die kykers gaan nou baie kwaad wees en hulle gaan nou weer hulle sê, jy weet hulle is baie soort van ja, ek meen baie mense het nou half die mag in hulle eie hande om kritiek te lewer en om hulle monde uit te spoel. Maar jy weet die hele ding is ek dink jy moet ook nie persoonlik raak. Jy verstaan, jy moet net sal my sê waardevolle kritiek gee of wat ook al. Maar dit is baie keer 'n peiling dink ek vir die vervaardigers en die regisseurs en almal en selfs die akteurs om te weet hoe word dit ontvang deur die publiek. Ja. Maar dink jy die rol van 'n opgeleide resensent het heeltemal verdwyn of is dit nou net anders as vroeër want jy het tog 'n ander blik as Jan Rapp en sy maat. Ja, ek dink nie dit het so seer verander nie. Ek dink daar is eintlik minder tipe van ek sal nie sê minder resensente of wat ook al nie. Ek dink net ja, omdat daar nou so baie mense is wat hulle weet wat op sosiale media hulle kritiek kan gee. Ek dink mense jy weet jy moet weet as jy van Leon van Nierop byvoorbeeld as ek 'n resensie van hom lees of wat ook al weet ek van waar dit kom en jy moet weet hy is jy weet hy het goeie credentials of kriteria of wat ook al en so aan. So jy kan nie jy weet ek dink ja weer die Barry Ranges en die Leon van Nierops en daai en dit was 'n ander generasie gewees. So let jy weet was toe dan een Grey was ook ek het met en Philippa Breitenbach natuurlik. So ek het baie keer in daai tyd het ons was 'n baie klein groepie eintlik wat altyd na die media toe gegaan het en na die voorskoue en jy weet en wat resensente en goed was.
Maar soos ek sê, baie van hulle het 'n lang pad gekom. Weet vandag dink ek daar's baie wat hulle nekke uitsteek en maak of hulle resensee of nie maak nie, maar hulle gee hulle voor baie keer want hulle het nou al meer vrye spraak. Maar ja, so dit het verander dink ek. Ja, om jou die antwoord te gee. Ek dink die rol het verander want ja, jy weet jy daai tyd presies geweet van wie dit kom of soos ek sê as jy vandag nog 'n Leon van Heerop lees of wat ook al jy weet van waar dit kom en van sy ondervinding en sy kundigheid en alles, ja. Ek wil terug gaan na die tydskrifte toe. Het die lesers van tydskrifte verander? Weet jy, ek weet met die digitale era en goed. Jy weet ek dink meestal baie van die ouer geslag. En nou praat ek nie eers van 60 plus of jy weet meer 70 plus en daai. Hulle hou nog steeds en dit was nou ongelukkig met die hele storie nou van beeld en rapport, jy weet dit is daai mense wat die moeilikste dink ek nou gaan kry om oor te skakel want baie van hulle ek het vriendinne wat in die 90 is en ek het vriendinne wat in die 80 is en van hulle is heeltemal vertroud met hoe die hele digitale, hoe alles werk en op sosiale media, maar daar's baie van hulle wat dit glad nie kan doen. Jy weet, en wat heeltemal, dit gaan nou heeltemal verlore vir hulle. En ek dink, jy weet, dit is vir ouer mense nog lekker om 'n tydskrif te lees. Maar ek weet nie, remaining sê hulle meeting, ek weet nie hoeveel van die jonger mense, ek dink, jy weet, om jou die regte antwoord te gee of daarop te antwoord, Solet, ek dink, jonger mense is nie meer in die ou dae het hulle nog baie meer tydskrifte gelees en in daai generasie het nou heeltemal verander wat nou lesers is. Dis maar meer weet die ouer mense ek wil nou nie sê die ou tannie wat in die ouer huis sit en Rooi Rose lees nie, maar dis if you catch my drift. Dit is wat dit neerkom. Ja, ek persoonlik daarvan hou ook ek hou van 'n tydskrif, maar ek lees baie van die goed wat lees ek in elk geval op Netwerk 24. Dit is my nuusbronne wat jy dadelik inligting kry. Maar aan die einde van die dag, as jy wil ontspan, dan sit ek en dan sal ek 'n Rooi Rose of wat ook al 'n tydskrif sit en lees of 'n huisgenoot wat ek ook baie keer voorskryf of wat ook al. Maar dit is heeltemal 'n ander medium as jy Ja, toe met die Rooi Rose verdwyn het as 'n wag, ek praat nou reg. Rooi Rose is nie meer 'n papier tydskrif nie. hy was Dit is nog. Ek raak altyd deur mekaar. Hy was af en ek het daai tyd vir hulle vryskut gedoen en dit was 'n baie hartseer. Ek onthou Martie Pansegrou wat die redakteur is, het my nog in die oggend gebel net na die vergadering en vir my gesê Martie, ek weet jy kom 'n lang pad met Rooi Rose en ek het vir jou slegte nuus. Ons het sopas die nuus gekry dat hulle op daai stadium was dit Caxton geweest. Maar toe Highbury dit moes oorgeneem. En heeltemal. So ek skryf nou nog steeds. Dit is vir my Rooi Rose is vir my dit is so na aan my en omdat ek dit al vir soveel jare vir hulle skryf vir die tydskrif, het ek 'n vreeslike lojaliteit vir hulle opgebou want ek voel ook hulle ken hulle lesers en hulle weet vir wie hulle skryf en ek dink persoonlik is dit nie net om hulle te vreeslik te maar in vergelyking met sommige het wel ander tydskrifte. Ek dink hulle ken hulle mark en goed en hulle weet wie is hulle lesers, ja. So werk dit nou. As jy nou jy werk vryskut, laat weet hulle vir jou ons wil hierdie storie hê of kom jy met 'n storie na hulle toe? Weet jy, Solet, ek skryf ook vir Ligtydskrif wat elke 3 maande uitkom, wat ongelukkig ook elke maand uitgekom het, wat 'n geestelike tydskrif is en ek skryf ook vir hulle webblad, skryf ek getuienisse. En hulle gee baie keer vir my die tydskrif self, Francine wat die redakteur is, sal vir my kontak en vir my sê byvoorbeeld wil jy weet kan jy of wil jy 'n storie doen oor die of die. So hulle gee baie keer vir my opdrag en dieselfde met Rooi Rose. Rooi Rose gee ook baie keer gee hulle ook vir my opdrag. Ja, wat jy weet van die stories en dieselfde met die huisgenoot wat die vermaak deel betref. So ja, dit wissel, maar die baie van hulle soos die Rooi Rose ook spesifiek en lig
stuur ek nog steeds voorstelle en sê, hoorie, ek dink hierdie gaan 'n oulike storie op, ek dink nie ons moet 'n storie doen oor, ek noem nou maar sommer randomly sê net maar soos hierdie rugby speler se vrou wat miskien of wat ook al, ja, so ek met ander woorde dit is tweeledig. Party gee vir my opdragte en ander gee ek maar voorstelle, ja. Want mens moet maar ook altyd jou oog en jou oor op alles hou en weet watter tipe van celebrities of wat ook al is in die nuus, maar nie net dit nie. Ek skryf nie net oor persoonlikhede nie, ek skryf ook oor, soos jy weet, ek het nou byvoorbeeld 'n storie gedoen oor na 40, hoe jy jou lewe, jy weet, lewe na 40 en ek het nou 'n storie gedoen oor orgaanskenkings vir Rooi Rose wat binnekort verskyn en ek het 'n storie gedoen oor aanneming, ek het 'n storie gedoen oor selfdood onder mans wat onrusbaring toeneem in Suid-Afrika ongelukkig, dis 'n hartseer storie. En selfmoord het ek byvoorbeeld gedoen destyds toe Keur nog bestaan het ek vroue keer toe ek 'n storie gedoen oor selfdood onder tieners ook. Ja. So ek hou daarvan om 'n verskeidenheid, jy weet, om sielkundige tipe van onderwerpe ook te takel, bietjie meer vleis het. Ek hou daarvan om stories oor persoonlikhede en wat ook al te doen. Ek het sopas 'n artikel gedoen oor hierdie week oor Heitjie Berg en sy vrou Heitjie wat nou 'n nuwe boek gepubliseer het. En ek glo, jy weet, elke persoon in die lewe het 'n storie. Jy het 'n storie, elkeen 'n storie. En in ons gemeente byvoorbeeld, wat jy ook deel van was, wat ek nou het ek het nou al oor 2 persone daar oor Hertjie Blau wat 'n kwadripleeg het ek nou haar storie, haar getuienis gedoen. En daar is soveel mense wat ek net voel, jy weet, Jan Alleman of wat ook al, wat se stories vertel moet word, wat nooit vertel word. Weet, mense wil lees van celebrities of wat ook al, maar hulle wil ook hoor van gewone mense, jy weet, en mense se getuienis en mense inspirerende stories, jy weet, van mense wat ander mense inspireer, of dit nou iemand is wat 'n kanker oorwin het en of dit nou iemand is wat ek het nou 'n storie byvoorbeeld gedoen vir Lig, se voorblad Vanessa Marie de Tooy wat nou die wat se naam die berge uitgeklim het. Ek sê nou amper Kilimanjaro, maar dis Himalaya. Dink jy daar's 'n verskil nie, albei is maar ewe Tot ewe hoog. Jy weet, maar ja, so ek probeer om bietjie inspirerende stories, nie die algemene, en dit is my eintlik die lekkerste en die bevredigendste vir my, om ander mense se stories, se ware verhale of hulle verhale te vertel wat ander mense inspireer. Jy weet, dit is vir my waaroor dit gaan. En op 'n manier, jy weet, nou die dag het Heitjie ook byvoorbeeld gevra, jy weet, wat is almal se roeping? En ek het vir hom gesê ook op hierdie ouderdom het dit, en ek dink ek is die afgelope 4 jaar bietjie deur die meule met verskillende operasies en goed, en ek het gesê, ek wil daai stories vertel. Ek wil daai getuienis stories van mense wil ek vertel, van hoe hulle tot bekering gekom het, hoe die Here hulle lei op hulle pad. Ek het nou 'n vriendin, en ek gaan nie nou 'n naam noem, wat op die oomblik baie stry ook teen kanker. Ek het haar getuienis ook gedoen. En ja, so ek dink ek het toe besef ek wil meer daai tipe van stories doen. Dit is meer bevredigend vir my op die einde van die dag.